Dit is sommer lekker om elkeen ook weer vanoggend op hierdie donderdag die 16de April te mag groet in die naam bo alle ander. Jesus die Christus ons Here. Geliefdes, hierdie hele week kyk ons natuurlik dan na die genesende effek wat gesprekvoering op mekaar kan hê. En ons is besig met 'n paar vaardighede wat ons as gelowiges deur die Heilige Gees vir mekaar ook opnoem en vir mekaar gee om mekaar hierin naby te wees. Want wie van ons het dan nie die voorreg om van tyd tot tyd net met iemand naby aan jou te gesels oor hulle hartseer, oor hulle stikkend, oor hulle pyn nie, nee. En op grond daarvan gaan ons vanoggend aan en ons sê, kom ons kyk na nog 'n paar vaardighede. En mag die Heilige Gees ons altyd sensitief maak, dat ons nie dink as ons hierdie vaardighede, onder die knie het, dat dit ons is, wat op die einde van die dag mense so mooi begelei nie. Nee, dis die Here wat dit altyd eers te doen en dit deur ons. Volgende dan, die volgende vaardigheid, wees positief in jou benadering. Probeer om die positiewe elemente in 'n gesprek, in 'n situasie vir die persoon waarna jy luister uit te wys. Moenie saam met die persoon sit en kla nie. En ons kan dit tog so maklik doen, nie. Of dalk jou eie pyn en jou eie swaar kry as 'n model aan die persoon voorhou nie. Nee, die gedagte is om ook in die genade en in die liefde en die versorging en die onderhouding van die Heilige Gees in haar of sy lewe die positiewe uit te wys en te wys hoe die Here alreeds besig is. Pas dis op vir oppervlakkige trooswoordjies soos jy moet maar net glo. Of doe maar alles sal regkom. Want dit laat die persoon voel dat jy nie regtig verstaan nie. Dat jy nie regtig ervaar hoe diep hierdie pyn en seer en hartseer is nie. Daarom hierdie oppervlakkige trooswoordjies, daai tipiese klisjées wat ons baie keer aan mekaar oordra. Tipies as iemand 'n geliefde aan die dood afstaan, het ek al gehoor hoe mense sê, die Here het die mooiste roos in die tuin kom pluk. En dit, maak dit in 'n sekere sin vir die persoon nie makliker nie. Inteendeel, dit maak dit vir hulle moeiliker. Daarom, geliefdes, wanneer ons woorde oor ons mond vorm om ander te troos, moet dit altyd wees met versigtigheid en onder die leiding van die Heilige Gees. Want terselfdertyd wil jy hê dat die persoon sal verstaan dat jy regtig luister en 'n ervaring en 'n begrip het van hulle pyn en seer. En daarom sal hulle jou dan verder ook vertrou. Wees dus ook uiters versigtig daarvoor om nie ligsinnig te wees nie. Ja, natuurlik kan 'n bietjie humor van tyd tot tyd help, maar die moment wanneer 'n mens dit begin oordryf, dan maak jy eerder meer skade as wat jy die ander ene help. En ek was ook al in gesprekke waar dis mos 'n tipiese Suid-Afrikaanse ding, nie? Ons lag en ons lag graag. En vinnig na 'n tragedie is daar 'n grappie of 10. Maar wees versigtig om nie te ligsinnig en met humor mense te probeer troos terwyl hulle eintlik stikkend is nie. En daartoe bid ons dan ook die Heilige Gees om ons te help. Geliefdes, dis vir vanoggend, bid ons vir mekaar dat die Heilige Gees ons ook in hierdie vaardighede sal kom nader bring aan die hart van God vir stikkende mense. Kom ons vat saam, ons sê vir mekaar vanoggend, wees positief in jou benadering. Probeer om die persoon op die positiewe elemente in hulle situasie te laat konsentreer en te laat fokus. Moenie saam sit en kla nie, of jou eie pyn en jou eie swaar kry as 'n model voorhou nie. Pas dus ook op vir oppervlakkige trooswoorde, soos, doe maar alles sal beter gaan, en jy sal moet net, as jy net glo, sal dit klaar beter gaan. Nee, wees versigtig, en dan moenie onnodig ligsinnig raak nie, al is dit deel van ons Suid-Afrikaanse konteks. Bid die Here om elke woord wat jy ook
wil gee, uit die hart uit te gee, vanuit 'n diep geestelike bron binne in jou, die Heilige Gees. En mag ons as gelowiges mekaar en 'n stikkende wêreld wat honger en dors is na genesing, ook dan op hierdie manier nader aan die Here bring. As gemeente en as kerk en as medegelowiges bid ons dit vir mekaar in Jesus se naam, die groot geneesheer. Amen.